verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Kan iemand net iets doen vir die Here gou? Halleluja. Ek weet nie hoe kan jy sit en God prys nie, maar try maar. As jy kan staan, dan kan jy beter doen, hoor. Daar is hy, daar is hy, daar is hy. Daar is hy. Sê gou vir die ou langs jou, hier gaat ons raas vandag. Amen. Toe pastoor Clemens so praat oor die Kentucky, toe sien ek hy los Nando's uit. Hy los curry uit. Nou ek is nou nie 'n McDonald's burger nie, ek is 'n Durban curry. So ons is warm vir die Here, amen. Is jy bly om hier te wees? Halleluja. Dis vir my altyd baie lekker om hier te kan wees. Dis 'n voorreg. Ek het net vir julle, ek en my vrou Desiree, net vir julle so 'n bietjie KZN weer gebring. Lekker, né? Lekker warm vandag, né? Prys die Here, en dis altyd lekker as ek en sy so bietjie beweeg en ons kom hier, en dis so lekker om net te sien wat die Here besig is om te doen. Ek sê dit baie keer, you can never fight results. Amen. You can never fight results. Results spreek vir homself. Baie mense moet baie sê om homself te bewys. Dan kry jy daai ouens wat stil is. O nee, hierdie blok. Dan kry jy daai een, hy hoef niks te sê nie. Maar hy stap in die vertrek in en verander die atmosfeer. Hy verander dit nie, maar hy wie. Amen. Ek wonder of daar enige atmosfeer veranderende mense in hierdie plek is wat. Amen. Halleluja. Dat hierdie gebou het nie die salwing nie, hy het die salwing omdat jy is, en ag nee, come on, en hierdie stal en hierdie goed is nice, maar die atmosfeer verander nie omdat die stal nie is nie, maar hy verander omdat jy. Sit jou hand op jouself, sê luister, ek is 'n salwingdraer van die Here, amen. Prys die Here. Ek gaan vanmôre so 'n paar oomblikke met jou gesels, en dis my altyd baie lekker, baie dankie vir die voorreg, Pastor Clemens. Ons neem dit nie maar net aan nie, hoor. Dis vir ons 'n groot, wonderlike voorreg om hier te kan wees, en dat ek nou maar dink sê, dat hulle maar uitedit, die raamwerk vir predikers wat jy vandag kan nooi is maar min. Ek het alweer daai blok verloor. Daar is Willevoorse kykers daar buite, hoor. Maar ek glo nog, Jesus kom terug. Ag nee, ek glo nog aan die bloed. Amen. En ek glo dat sy bloed red nog sondaars. Amen. En ek glo die rede hoekom jy smile op jou gesig het, is omdat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Amen. Prys die Here. So julle ouens, ek het dit 'n paar oomblikke wat ek 'n paar goed met jou wil deel, en terwyl jy blaai daar na Lukas hoofstuk 8, kan iemand net sê geleidelik? Geleidelik. Sê vir jou langs so iets gaan gebeur. Dalk nie vinnig nie. Hy gaan geleidelik gebeur. Halleluja. En as hy gebeur, dan verander hy 'n vloek in 'n seën.
Come on, en 'n verleentheid en 'n geleentheid. Ek wil met hy, pastoor, hoor na my hart. Jy kry rowwe ouens hoor. Jy kan lekker kerk met hy ouens hoor. Wat die rowwe ouens wat diep uitgehaal is. Jy kan maar sê wat jy wil. Hy's gewoond aan 'n skinder van hom. Ag, come on. Waar's hy? Waar's jy? Is ek alleen? Come on. Amen. Prys. Sê vir die ou langs jou, die Here het my nie stel saggies uitgehaal, hy het my uitgeruk. Amen. My oudste broer is in die regte en hy sê altyd 'n ding wanneer hy so by die hof is, hy sê, you are the author of your own destruction. Jy is vanmôre waar jy is. Ek dank God vir waar hy jou gesit het, maar dit begin by jou besluit. En ek weet nie hoekom wat ek dit sê nie, maar ek gaan gou vir iemand sê, people will call you by your sin, but God will call you by your name. Jy het party ouens wat oor jou sonde praat wat jy 30 jaar terug gedoen het. Maar hulle was nie by. Amen. Prys die Here. Lukas 8 gaan ek net so 'n paar verse lees daar vanaf vers 40. As jy dit so 'n bietjie amen. Loof die Here. Die Here gaan vanmôre vir my jou iets doen hoor. Hy sê daar, en toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was, en hy was 'n owerste van die sinagoge, en hy val voor die voete van Jesus neer, en smeek hom, om na sy huis te kom. Kyk gou vir my, dis net jammer, nee, kyk hoe die ding gedraai, nou moet die Here vir jou seën en vir my smeek, om kerk toe te kom. Nou nie hoor, sorry, net 'n KZN. Want sy, vers 42, want sy enigste dogter van omtrent 12 jaar het op sterwe gelê. En terwyl hy gaan, het die skare hom verdring. Ek hou van 12. 12 beteken divine power and authority. Hier werk hy weer met 12. En 'n vrou, wie 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, en wat met haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agter gekom, and she touched the hem of his garment. Markus skryf, dat sy sê, vir haarself, if I can only touch the hem of his garment, what was she say? I will be healed. Nee, ek gaan nou daar kom. Die grootste preek wat jy kan preek en hoor, is die een wat jy vir jouself sê, as die hel losbreek. Baie mense steur hulle aan wat mense sê oor die storm waarin hulle is. Laat hulle sê wat hulle wil. Dit is belangrik wat jy sê van die storm waarin jy is. Amen. Sê 'n bietjie amen. Ek gaan nie alleen wees hier hoor. Baie sal baie sê, maar as daar iemand in hierdie blok of daar is, wat wil opstaan en sê, if I, jy moet opstaan, if I can touch the hem of his garment, I will be healed, and no devil in hell can stop me. Prys die Here, sit my gou so 'n paar oomblikke. Ek gaan nou weer terugkom daar. Nou so 'n paar, op die 22ste Januarie, ek wil gou vinnig 'n paar dinge sê. Die 22ste Januarie, 22 minute oor 8 die oggend, kry ek 'n WhatsApp boodskap van 'n vrou. Die vrou is 34 jaar oud, en sy sê vir my 'n boodskap, en sy sê, pastoor, is u pastoor Gelvin? Ek sê, ja, ek is. Kyk, jy moet jy bang wees om te sê wie jy is. Okay. Nie bang, nie versigtig wees. Ek sê, ja, as ek. Sy sê, pastoor, sy sê, vertel my, pastoor, sy sê, ek bly hier in Newcastle, ons bly daar, ons is nou so 6-7 maande in die dorp, en ons was hier, en ons was daar, en ons was daar, en pastoor, ons het gehoor, dat julle hou nog ou Pinksterkerk. Okay, dis wat sy sê, ek het daar woorde. Ek sê, ja, hou nou wat jy sê,
maar ons glo nog wat 6000 jaar terug sonde was, is nog steeds sonde, en as dit is wat jy bedoel, dan is ons op die ja, sy sê, en sy sê, pastoor, waar is jy? Ek gee die adres. Sy sê, ons wil graag kom. Dit was, ek dink die 22, as ek reg het, was 'n Dinsdag, ek is nou nie seker nie, maar in elk geval, die Sondagoggend, sien ek 'n gesinnetjie stap na die gebou toe, en hierdie vrou, sy is jong, ek is mos in die stupid, maar ek weet mos, ek mos neem aan dis sy, maar sy loop sommer so 1 meter voor die hele gesin, sy loop sommer so, en die man is agter haar aan, en die 2 dogters, hierdie vrou was lus vir kerk, hoor, en nou maat, hulle sit sommer so voor haar rag, hoor, en dan hou kerk, en ons hou kerk, en nou so 2,5, 3 weke terug, 2 die oggend, kry ek 'n oproep, ek was in die Westerrand, in Kreeusdorp, haar naam was Anelda, sal hulle sê, Anelda is nou net dood, 34, gaan slaap, net nie wakker geword nie, ek begrawe haar nou so 2 weke terug, op 'n Saterdag, en die eienaar van die plek vir wie sy werk, is 'n moslimvrou, en die vrou is daar, en ek preek die evangelie asof sy daar is, want sy was 'n jong vrou, maar sy was 'n vuurvreter, hoor, en sy sou gehad, ek was gesê, ek praat wegraping alles, ek preek, die Here gaan kom, hy gaan nou kom, is jy reg? En aan die einde van die boodskap, maak ek 'n uitnodiging, en ek gooi as sprits die Engels op steroids, hoor. Ek weet nie hoeveel keer het ek Romeine aangehaal nie, voor my sal elke knie buig, and every tongue shall confess that I am God. Dis seker die preek waar ek die meeste keer Jesus gesê het. Partykeer moet jy Jesus sê om hom te glorify, en ander kere moet jy dit sê net om spiteful te wees. En ek maak 'n uitnodiging en ek sê, wie is daar? Ek Engels. En hierdie vrou steek haar hand op. En nou sê ek mos maar ek. Nou sê Here, of daar was dalk 'n muskiet, of 'n ding. En ek sê, luister, as jy jou hand op, alles Engels, as jy jou hand opgesteek het, en jy staan by jou besluit, to accept Jesus as the only Savior. Stand up. Whoops. Ja, 34 is jong. Maar ek weet, daai jonge dame is by die Here. Maar as haar oomblik, en ek praat vanmôre met jou oor 1 oomblik, 1 aanraking. En sy gebruik op die 22ste Januarie haar oomblik. En haar kinders, in die tyd van Januarie tot sy sterwe, doop ek al 2 haar dogters. En as dit dan was, dat sy die 1 oomblik raak gesien het. And she got 1 touch of him. Wil ek vir kruiskyk sê, ek vir hulle wat ingeskakel is, hoor wat sê hierdie prediker, jy het vanmôre 1 oomblik vir 1 aanraking, en as dit jou oggend is, staan op jou voete, sê Here, ek gaan gryp, en daardie moslimvrou is daar weg. Pastor Clemens, of sy ernstig was of nie,
Die Gees is die naprediker. Ek preek nou, die naweek toe ek daar by jou pa was, preek die Paasnaweek. En ek weet nie hoekom het is nie, Pastor Clemens. Dit is nie altyd jy die mense kwaad maak, jy partykeer raak ons onverstaanbaar. Hulle begryp nie, ons joy nie. Hey, ek probeer nou kalm bly, want ek het vanmorgen hoor, ons gaan nou woes raak, man. Nee, luister, jy kan ook baie grand wees, vir jou een oomblik, hoor. But I'm going to seize the moment. Ag nee man. I'm going to seize the moment. Ek weet nie of ek ooit weer in die Kaap gaan kom nie. Ek wil eintlik vir Somerset sê, ek wonder of hierdie kerk nog dink en besef dat Jesus kan vandag kom. So if you have an opportunity, 'n geleentheid waar God sê, this is your moment, dan sê Here, hier is ek. Hier is ek. Daai naweek praat ek oor die geskeurde skuldbrief. Of sal ek sê die skeur in die skuldbrief. En ek wil dit noem toestem op Pastor Clemens, want dit is my vertrekpunt. Jy het gedink ek maak klaar. Dit is my vertrekpunt. Kolossense 2 sê, dat die skuldbrief is aan die kruis vastgenaal. Hey, hy is vastgeslaan, maar hoor gou baie mooi, net as my vertrekpunt, want hier is nou die pyl uit die boog uit, ne? Die interessante ding, gaan alles oor, pastoor, tydsberekening. Kyk gou van my man, as jou val staan jou plaas, sê die goed in jou handsak. Die ek's ernstig, hoor. As jy langs jou plaas sê, van sit nou stil, of is ek en jy na hierdie kerk, ne? Weet jy wat? It's all about timing. Dis tydsberekening. Daar is 'n koortjie wat Pinkster sing tot wat 'n tyd in die nag. Jesus gaan nou hier verby. Maar jy is so besig om te worry oor wat gaan die ryk sê waar ek sit. Dan sit jy ook maar soos hulle sit. But the devil is a liar. Staan op jou voete en sê dis man. Dis so vandag, sit maar oor tydsberekening. Weet jy hoe die klagstaat gelyk? Daai tyd. Dit was 'n dokument. Pastoor, as ek vir jou paar goed geskuld het jy my skuld geskryf op die skuldbrief. En dan betaal ek soos party ouens ons nou Edgars betaal en Lapners betaal en Russells betaal en elke keer as jou skuld betaal is, gaan jy na die skuldeiser toe, jy betaal hom, dan skeer hy. Hy skeer, 'n skeer in die skuld wat jy betaal het, en soos wat jy betaal, skeer hy. En Pastor Clemens, as hy klaar is, en jy klaar betaal, dan vat hy die skuldbrief, vol skere, vou hom op, wat jou skuldbrief was, word nou jou kwitansie. Come on! Hoekom ek dit sê? Dit gaan oor tydsberekening. Want toe Jesus aan die kruis hang,
toe kom 'n soldaat, en hy trek 'n spies. Hy trek 'n spies, en hy skeer die skuldbrief. En toe hy die skuldbrief skeer, net nadat Jesus gesê het, it is finished, kan twee mense net die Here prys in hierdie plek. Ek sê, Here, ek wil vandag 'n ding sê, ek wil dit weer gou noem, tydsberekening is van kardinale belang. As hierdie vergadering mense op hierdie lang naweek, hulle sit soos 'n blik bypies hoor. Dit is 'n lang naweek. As hierdie vergadering mense op hierdie lang naweek besef, that if you do not seize the moment, gaan jy mis. Jy sê ouens, ek het baie moeilikheid met hierdie, maar ek sal dit sê, en ek is bereid om voor God te staan eendag langs hulle, wat het nie gelyk het nie. Ek wil vir julle sê, tyd het uitgeloop hoor. Pastoor, hulle preek nie hierdie goeders nie. Weet jy hoekom? Want baie predikers, moet dit asseblief uithaal nie oor, sit dit, en hulle kan my maar bel, sit my nommer onder dit. Want baie predikers agter kansel are busy with their own kingdom. They are busy with their own kingdom. Kan ek gou vir julle sê, dat hierdie podium behoort nie aan hierdie plek nie. Dit behoort. Nee, ek gaan in jou spasie inkom. I'm going to get in your face. Ek wil vir jou sê, as hulle nie vir jou sê, dat Jesus is op pad nie, kry vir jou aan die kerk. By the way, waar ek vandaan kom, is sy naam Jesus. Dis die naam deur wie jy gered kan word. Here praat met my, en ek gaan kyk bietjie daar na die Ou Testament, die offersysteem. Ek het vanoggend so met Kelly gepraat daar by die huis. Sê Kelly, dit is 'n baie konservatiewe getal. Want hoe gaan jy nou regtig weet, hoeveel bokke, hoeveel lammers was in 4000 jaar geoffer? En ek gaan nou op Tannie Google, dat ek ook kan slim lyk. Baie pastore sê vir goed uit Google uit, hulle sê net vir julle daar gekry en hulle lyk hulle slim. En weet jy, ek tik daar en ek sê, hoeveel lammers en bokke was geoffer? En hulle sê, daar's nie 'n spesifieke, maar as jy kyk na die offersysteem gedokumenteer. Hoor jy pastoor, I just love this, 10.337.200 lammers en bokke. Amper sê ek 162.500.000, nee, hoor jy so. En toe gaan werk ek het uit. Ag, kan iemand die Here 'n prys gee? En dan gaan werk het uit. Teen die liters bloed, 3 punt iets, in een van die diere. Dit gee 32.045.320 liters bloed. Wat gevloei het in die ou bedeling. Met een boodskap en een doel. For redemption. Maar nie 32 miljoen bla bla bla, bla bla bla, kon my siel red nie, maar Here, ek het nie verstaan nie. Daar kom 'n lam. En hy het 5 liters bloed.
Nee, ek het hoendervleis, man. Ek wens my hare kan opstaan soos joune. Van hoendervleis. Ek het net 3 hele stankies regop. Ek wil vir jou sê, luister gou baie mooi, man. Wat 32 miljoen liters bloed nie kon doen nie, het Jesus pastoor in 1 oomblik. Man, ek is erg oor hierdie geleidelik, maar ek wil vir jou sê, jou redemption het nie geleidelik gekom nie. It came suddenly. Hy sê daar in Hebreërs, ek wil gou luister, vers 10, hy sê, deur hierdie wil is ons geheilig, hoorie, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal.